Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo maatjies, dit is so lekker om weer tydjie saam met julle te kan spandeer met Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie se naam is Leer jou kind Christelike waardes en dis geskryf deur Leni Hoyer en die afdeling van die storie se naam is Tombi die dolfyn leer mense om te gee. Tracy se mamma het die beste werk wat daar kan wees. Sy is 'n marinebioloog en sy werk by Oshaka se aquarium. Sy geniet dit baie om vir mamma by die werk te gaan kuier. Nog 'n lekker deel is wanneer sy moet mondeling doen by die skool oor wat se werk mamma of pappa doen of wat se werk sy eendag wil doen. Sy kies altyd mamma se werk. Pappa is 'n dokter en sy weet dis ook 'n belangrike werk, maar dis nie so lekker soos mamma se werk nie. Dis ook baie lekker as Tracy verjaar, want dan hou hulle altyd haar partytjie by Oshaka. Al die kinders wil graag na haar partytjies toe kom en dis altyd baie lekker. Laasweek was 'n besonderse week, want mamma en pappa het haar saam na pappa se werk toe gevat om haar iets daar te gaan wys. Pappa het 'n sonar op mamma gedoen en vir Tracy gewys dat mamma uiteindelik weer 'n babatjie gaan hê. Hulle het vir haar gewys hoe die baba binne in mamma al skop en duim suig. Hulle dink dit gaan 'n boetie wees vir Tracy. Tracy is baie opgewonde daaroor. Sy is al 10 en het nog nooit 'n boetie of sussie gehad soos die ander kinders by die skool nie. En nou gaan sy ook uiteindelik 'n boetie hê. Jeppie, dit gaan so lekker wees. Tracy verstaan nie al die groot mens praatjies nie, maar wat sy wel weet, is dat die boetie baie besonders en spesiaal gaan wees. Dis weer skoolvakansie en Tracy is so bly daaroor, want dan kan sy weer 'n paar keer saam met mamma werk toe gaan. Dis baie lekker vir Tracy, want as dit goed gaan met al die dolfyne, mag sy saam met die afrigters van die dolfyne en die dolfyne swem. En dis altyd die heel lekkerste vir Tracy. Sy moet altyd eers help om seker te maak dat Oshaka silwerskoon is. Sy stap eers vroeg die oggend, nog voor die hekke oopsluit deur die park met 'n groot papiersak, om alles wat rond lê te help optel. Sy gee glad nie om nie. Mamma het haar geleer dat die kleinste plastiek dingetjie, soos 'n stukkie van 'n strootjie of 'n klein lekker goed papiertjie, die gevaarlikste is vir seediere. As hulle 'n klein stukkie plastiek inasem, kan hulle doodgaan daarvan. En dit is vir Tracy baie erg om net daaraan te dink. Sy is baie fliks om alle plastiek mooi weg te gooi en op te tel, waar sy ook al gaan. As sy klaar gehelp het om seker te maak dat alles skoon is, gaan sy dolfyne toe om te kyk of sy saam met hulle kan swem voor die park oopmaak en dit net nou tyd is vir die dolfynvertoning. Kara is een van die dolfynafrigters. Sy is baie vriendelik en sy en Tracy ken mekaar al goed. Kara wil graag vir een van die dolfyne, Tombi, 'n nuwe toertjie leer en daarvoor het sy Tracy se hulp nodig. Kara het die dolfyn se oë toe met 'n groot handdoek en Tracy moet dan rondswem en 'n cricketbal ergens in die swembad wegsteek. Die idee is dat die Tombi nie sien waar Tracy die cricketbal op die bodem neersit nie en dit ook nie kan hoor nie. As Tracy terug tot by Kara is, moet Tombi die bal gaan soek. Eers wil Tombi net met Tracy speel. Sy stoot haar rond in die water met haar neus en Tracy swem tot by die bal. Tombi volg haar. Dan duik Tracy af in die water en wys vir Tombi waar die cricketbal is. Wanneer Tombi die cricketbal op die bodem rondstoot, kry sy 'n lekker vishappie. Dit vat lank, maar later kry Tombi dit so waar reg, sonder dat Tracy eers vir haar hoef te gewys het. En kan jy glo, toe kry sy 'n heerlike vishappie. Tracy is nou baie opgewonde. Vanaand gaan sy dit vir mamma vertel. Daardie aand terwyl hulle eet, kan Tracy nie wag om vir mamma en pappa te vertel wat sy en Kara vandag vir Tombi geleer het nie. Mamma glimlag net, glad nie verbaas nie. Tracy verstaan dit nie so mooi nie.
Maar, mamma, hoe weet Tombi waar die bal is? Sy sien nie waar ek die bal los nie en sy hoor ook nie, want ek sit versigtig op die bodem neer en swem dan weg. Hoe weet sy, mamma? Vra Tracy. Mamma begin verduidelik. Tracy, dolfyne is baie spesiaal gemaak deur God. Hulle kan baie goed hoor en hulle maak klikgeluide in die water en dan ego die water die geluide terug. 'n Mens noem dit echolocation. Hulle is so goed daarmee dat hulle presies kan agterkom hoe groot 'n voorwerp in die water is, waar dit is en ook of dit solied is, soos 'n golfbal, of dalk iets sagter soos 'n visie. Dit werk soos daardie sonar wat pappa gedoen het van Boetie Baba. Wow, dis cool, is al wat Tracy kan sê. Dolfyne is al lankal Tracy se gunsteling dier, maar nou is sy eers deur hulle beïndruk. Mamma het haar al vertel hoe dolfyne vir mekaar omgee en selfs al mense in die see gehelp het. Dit voel vir haar of Tombi in elk geval haar heel beste maatjie is. Sy wens sy kon elke dag met haar speel. Daardie vakansie is Tracy nog meer as ooit by Tombi in die water. Hulle oefen die nuwe toertjie baie, totdat sy dit vinnig kan doen. Hulle swem sommer ook vir die lekker rond, en Tracy weet nou al baie mooi wat sy mag doen, en wat sy nie moet doen nie. Sy wil eendag as sy groot is, 'n dolfynafrigter word. Dan kan sy die heel dag met Tombi werk, besluit sy. Die laaste dag van die vakansie swem hulle weer saam. Ou Tracy is skoon hartseer, omdat hulle vir 'n lang ruk mekaar nie gaan sien nie. En dit lyk vir haar asof Tombi ook weet, dis nou weer tyd vir skool, want sy swem ook nie so flink en vinnig vandag nie. En sy eet eintlik ook nie die vis wat Tracy vir haar wil gee nie. Daardie aand vertel Tracy bekommerd vir haar ma, dat Tombi nie eintlik wou eet nie. Tracy se mamma beloof om môre te gaan kyk of Tombi okay is. Tracy se ma gaan loer die volgende dag of alles nog reg is by die dolfyne. Sy soek vir Tombi om te sien of sy nie dalk siek is nie. Tracy se ma voel self vandag nie baie lekker nie. Sy voel alweer naar en duiselig. Ai, sy het so gesukkel om swanger te raak met die boetie, en nou dat sy swanger is, voel sy aan mekaar sleg. Sy bid sommer saggies terwyl sy loop, dat Boetie Baba veilig sal wees. Sy soek verder na Tombi en sien haar nie tussen die ander dolfyne nie. Sy roep haar en buk af om 'n vis uit 'n emmer te tel om te kyk of Tombi nie sal kom, as sy sien sy gaan dalk kos kry nie. Tracy se ma moes dit egter nie gedoen het nie. Toe sy afbuk om die vis uit die emmer op te tel, verloor sy haar balans. O, toggie, sy val in die water en kap haar kop teen die kant van die swembad. Sy is heeltemal bewusteloos. Bewusteloos beteken amper soos wanneer mens aan die slaap raak, as mens jou kop gestamp het. Daarom nie dood nie, net bewusteloos. En sy dryf daar op die water, met haar gesig in die water. Ag nee, daar's niemand anders by die swembad nie. Karel is besig by die seeleeu se hok en het nie gesien wat gebeur het nie. Tracy se mamma kort dringend hulp, sy gaan verdrink as iemand nie gou kom help nie. Gelukkig sien Tombi wat gebeur. Sy gebruik haar sonar om presies te weet waar Tracy se mamma dryf en swem vinnig soontoe. Tombi kan ook met haar sonaarsintuig agterkom dat Tracy se mamma swanger is. Sy sien die ongebore babatjie in Tracy se mamma is besig om te skop. Hy weet nie eers sy lewe is in gevaar nie. Tombi swem baie vinnig tot by Tracy se ma. Sy begin aan haar stoot met haar neus, maar Tracy se mamma beweeg nie eers nie. Nou roep Tombi al die ander dolfyne. Hulle spring hoog in die lug en val hard op die water en roep op hulle manier met hulle harde klikgeluide. Hulle hoop dat Kara dit kan hoor. Kara hoor hulle gelukkig en besef daar is groot fout. Sy hardloop vinnig nader net om te sien hoe Tombi en die ander dolfyne Tracy se ma met hulle neuse kant toe stoot en haar so waar oplig sodat haar kop op die kant van die swembad lê. Kara hardloop tot by Tracy se ma en rol haar uit die water op die rand. Dan bel sy vinnig die ambulans. Sy weet ook hoe om noodhulp te doen en begin om Tracy se mamma te help. Daar kom 'n klomp water uit en sy begin hoes en maak haar oë oop.
Kara kyk na Tombi wat in die water staan met haar kop uit die water om te sien wat gebeur. Dankie Tombi, sê sy, vandag het jy 2 lewens gered. Dit is 'n bewys dat dolfyne meer omgee vir mense as wat mense vir dolfyne omgee. Sonder om te dink sal dolfyne mense red, terwyl mense dolfyne doodmaak, deur rommel te strooi net waar hulle gaan, sonder om te dink wat dit aan seelewe kan doen. Van daardie dag af het Tracy en haar familie nog meer as ooit van tevore alles gedoen wat hulle kan om plastiekvermorsing teen te werk. Hulle het ook besluit om Boetie Baba Dolf te noem, sodat hulle altyd sal onthou hoe baie dolfyne omgee. O maters, dis nou maar 'n lekker storie. Gelukkig was daai dolfyn so slim gewees om vir die mamma te kon red. En ons moet ook 'n lesie daaruit leer, dat ons nooit ooit enige papiere, nie net plastiek nie, enige papier, enige bottel, morsjorse wees, wat enige iets rondgroei nie, want dit kan baie skade maak vir mense in die water en diere in die water en ook vir diere op die grond. Nou toe maatjies, tot 'n volgende keer, arrivederci! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.